Goeiemôre. Dit is Woensdagoggend 29 Julie 2026. En kan jy dit glo dat ons amper hier by die einde van Julie maand staan en dat die jaar nou alweer op die afdraande pad is. Baie mense vra rondom die opkoms van Islam in veral Suid-Afrika. Die moslems in Suid-Afrika kom al so lank soos wat meeste van ons hier is, met ons saam, inteendeel al vir 'n hele paar eeue, is hulle maar daar in die Kaap, het hulle ingekom, en is dit eintlik 'n groep mense wat hulle self baie besig hou in die verbouing van groentes, handel en dies meer. Maar oor die laaste paar jaar het ons 'n drastiese styging in radikalisme onder die Islam ondervind, wêreldwyd. Nou in Afrika self, Boko Haram, toe later hulle ISIS geaffilieerde groeperings in die noorde van Mosambiek en Cabo Delgado. En by geleentheid het ek al vir julle gesê dat daar nie minder as 6 tot 12 van daardie ISIS-vegters in Cabo Delgado in Mosambiek wel Suid-Afrikaanse burgers is nie. En dat jy ook gespesialiseerde en opgeleide Islam soldate kry wat in die omgewing van Newcastle, Standerton en Durban saamgetrek is. En 'n mens kan net wonder, wat is die doel daarvan of daarachter? ISIS self op hierdie stadium, of ISIS geaffilieerde groeperings in Suid-Afrika, is in die minderheid, maar dan groot probleme en groot vure begin ook met 'n minderheid en een vuurtjie. Ons moet noodgedwonge begin kyk na sekere aksies wat vir ons duidelike tekens gee dat dinge in Suid-Afrika aan gebeur is. Maar heidaglik moet ons eerstens kyk dat die Islam in Suid-Afrika is meer gefokus op 'n soort van 'n reerbuis, 'n agterbasis posisie van waar hulle dan radikalisering doen. Ek probeer dit nou in Engels daar sê. Dan ook finansiering van groeperings. Hulle vorm logistieke hubs en dan natuurlik die ideologiese verspreiding van sekere bates of sekere gedagtes of idees na ander mense in Suid-Afrika. Ons weet dat daar ook baie geloofsgroeperinge is wat uitreik na die Islam en dan sê wel, eintlik is daar so baie saamlopende omstandighede, geskrifte in die Bybel en in die Koran en alles wat daarmee gepaard gaan, dat dit eintlik 'n aanvaarbare geloof is. Doch, as ons gaan kyk na die radikalisering van kinders so jonk as 11 jaar, dan moet jy ongetwyfeld begin vra oor wat die einddoel van hierdie Islam opbou in Suid-Afrika is. Ons het dan ook onlangs gesien hoe Gift of the Givers groot groeperings inbring, Palestynë inbring, sonder dat daar vooraf gereël was, sonder dat daar visums gereël was, met niks nie. En dan moet ons die vraag vra, hoekom March to March, de Doula, se aksies teen buitelanders nie die Islam, die moslems insluit nie. In 'n sekere sin sluit dit wel blanke Suid-Afrikaners in, maar nie en nêrens word daar gepraat van Islam
of die moslems wat die land binne gekom het nie. Nou, hier is baie Suid-Afrikaners wat al baie lank in Suid-Afrika woon, 100, 200 jaar, wat die families al hier is, maar wat nie geradikaliseer is nie. En dan bedoel ek nou nie, verwys ek nie na hulle as sulks daar in die Kaap en Kaapse vlakte as diegene wat probeer om die land te radikaliseer nie. Maar ons sit met 'n paar manne wat onder andere the Islamic State of Africa beginne het, en dan hierdie boek sê dan ook the emergence, evolution and future of the next jihadist battlefront. Ons sien dit nou al in Nigerië, ons sien dit aan 'n paar state omliggend aan Nigerië, ons sien dit in Mosambiek, en die groot vrees bestaan, wat gaan hier in Suid-Afrika gebeur. Hier is ook 'n foto wat geneem is van hierdie sogenaamde Islamic State of Africa, waar troepe besig is met opleiding of in gevegte betrokke was, en selfs met die afgelope verkiesing was daar 'n poging om 'n nuwe Islamic State of Africa party te stig in Suid-Afrika, om aan die verkiesings deel te neem. En dan kan jy nie anders as dit sê, dat dit gaan rondom 'n kalifaat wat hulle wil stig. Hulle wil 'n kalifaat stig, hulle wil hulle eie land hê, waar hulle kan doen soos wat hulle wil. So die strewe om eie grondgebiede te hê, ongeag waar dit is iets wat hulle ernstig najaag. En daarom sien ons dit oral uitspring, maar ook daar waar rykdom is, daar waar olie ter sprake is, daar beweeg hulle, en baie van hulle befondsing, moet 'n mens verwag, kom dan van sekere oliegedrewe maatskappye af, wat wil beheer oor sekere gebiede kry. Ons weet dan ook dat hierdie aansoek van Farouk Hoomer, die leier van hierdie Islamic State of Africa, sy aansoek was gereject gewees. En hier is so 'n nader fotootjie van Farouk Hoomer, wat geneem is, en hy was nou al in verskeie insidente in Suid-Afrika betrokke gewees. Hy was betrokke in die sin van arrestasies wat uitgevoer is. Hy saam met 'n hele klomp ander mense gearresteer, maar weer vrygelaat. Daar's nooit vervolging gedoen nie. Hy's een van die teen wie Amerikaanse sanksies toegepas was. Farouk Hoomer, Nufail Akbar, Yunus Mohammed Akbar, Sirah Miller, Abdullah Hussein Abadiga, Peter Charles Mabaga, is almal individue wat deur die Amerikaanse CIA as persone geïdentifiseer wat nie toegelaat word om Amerika te besoek nie. As ons gaan kyk na hoeveel sake het al voorgekom, ons kyk byvoorbeeld vinnig net na die Verulam moskee en Durban brandbom aanvalle, die meisie wat gevind is op die lughawe op pad om by ISIS in Sirië te gaan aansluit, wou daarheen reis. Daar's geen aksie teen die regering of deur die regering gedoen nie, waar verdagtes gearresteer is, soos onder andere Farouk Hoomer se beweerde ISIS-verwante sel wat hy gelei het om sekere aanvalle uit te voer wat op die ou einde van die dag nie uitgevoer was nie, maar dat die pogings wel daar is. Hy is weer daarna gearresteer saam met mede-beskuldiges vir vuurwapens en ammunisie wat tydens klopjagte gevind is. Daai aanklagte is ook later teruggetrek en net niks van gebeur nie. So ken julle die verhaal van die Libiese 95 Libiese burgers wat 'n opleidingskamp daar buite Nelspruit
bygewoon het, wat groot opslae gemaak het, en alles het net stil van die tafel af verdwyn. Dan sien ons 'n onwilligheid van die Suid-Afrikaanse regering om optrede te neem. Maar daar is baie Islam, goedgesinde Islam geaffilieerde lede in die kabinet, in die regering, soos onder andere Naledi Pandor, wat dan ook die Suid-Afrikaanse saak half lei daar in die internasionale wêreldhof vir volksmoord teen Israel. Ons kry ons eie Gift of the Givers organisasie onder leiding van Imtiaz Sooliman. Nou Sooliman is 'n ou bekende by julle, dis hy wat daardie groep Palestynë die land ingebring het, en Sooliman het op daai stadium gesê hy het nie toestemming van enige iemand af nodig om daardie mense die land in te bring nie. En dan sien 'n mens ook 'n foto hier waar Sooliman en Naledi Pandor saam verskyn, saam as vriende. Nou, dit sê vir jou dat daar geen erns gemaak word deur die Suid-Afrikaanse regering of die veiligheidsdienste om dan wel op te tree teen hierdie islamgroeperinge nie, veral nie op hierdie stadium tans nie. En dan moet ons bestaan, omdat daar nie optredes is nie, hoekom dit al moeiliker raak vir Suid-Afrikaners om in die buiteland te reis, om paspoort, visas te kry, veral visas te kry om sekere lande te besoek, want Suid-Afrika het begin om internasionale terroriste te huisves. Hulle vriendskap met Iran, hulle vriendskap met Palestina, met al die muisonde in die moslimwêreld is hulle bevriend, en Islam word deur die regering in Suid-Afrika beskerm op hierdie stadium. Wat die rede daarachter sal wees, weet ons nie. Ons weet dat die Islam in die verlede geweldig ook gebruik is deur sekere inligtingsdienste wêreldwyd, wat dit tot hulle voordeel aanwend. En as ons net gaan dink teen die waarskuwings wat al gekom het na Suid-Afrikaanse kant toe, dan weet 'n mens nie of dit alles deel is van 'n sleeper cell situasie nie, 'n sleeper cell wat op 'n stadium geaktiveer kan word en dan te kan optree en om 'n regeringsverandering in Suid-Afrika teweeg te bring nie. Onthou net, hulle is net so bewus van die swakhede van die Suid-Afrikaanse weermag, die Suid-Afrikaanse polisie, die swak leierskap wat in Suid-Afrika bestaan. Hierdie Islam is net so bewus daarvan. En hulle sal dit ook graag wil uitbuit en tot hulle eie voordeel wil gebruik in hulle poging om hulle eie kalifaat, hulle eie land te bekom, ongeag die feit dat ons ook 'n strewe het na ons eie lande, ons eie grondgebied. So ons moet werklik waar begin oplet en waarneem wat aan die gang is in Suid-Afrika in soverre dit Islam aanbetref. Daar's nog baie meer inligting wat ek nie alles in hierdie kort praatjie van my vanoggend vir julle kan weergee nie. En op 'n stadium moet ons dalk 'n bosberaad hou daaroor, waar ons in baie meer diepte kan ingaan in hierdie hele situasie. Maar op hierdie stadium, vir hierdie Vrydag, of hierdie, hoor nou Vrydag, vir hierdie Woensdagoggend, dis klein naweek, op hierdie Woensdagoggend dan nou, voor tyd het, is dit wat ek nou vir julle gegee het. Wees bewus, wees wakker, wees oplettend. Ek het al baie gesê, dat ons oorlopende bedreiging en vyand is nie noodwendig wie mense dink dit is nie, en wie hulle raak sien nie, maar is gewoonlik die randfigure, die persone agter die skerms, die instigators, die geldvoorsieners. Dis die mense wat agter alles in die land sit. Want daar's baie geleenthede in chaos. Daar's baie geld te maak in totale chaos. En in 'n anargie-situasie is daar 'n land
te verower. Wie ook al, daarvoor mag reg wees. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek is dan môreoggend, selfde tyd, weer terug by julle. Mooi loop, lekker dag.